Vriende, goeiemôre. Ons is dankbaar dat u saam met ons vanmôre is en ons bid dat die Here u sal seën met hierdie oordeenking wat sal volg vanmôre. Nou ek wil u groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 444, die baie bekende Halleluja lied 444. En was my so goed nou die dag toe het ek 'n registrasienommer gesien en die registrasienommer het 444 ingehaat en het my dadelik laat herinner aan hierdie pragtige Halleluja lied wat sê, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat aan ons plek wil staan, wat voorreg om gedurig tot Gods troon deur hom te gaan. Hoe verbeer ons tog die vrede en ag hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. Die tweede vers sê, as versoeking en beproewing of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie, laat ons bedes opwaarts styg. Want nêrens is 'n vriend getrouer as hy wat ons node weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Nou wat vir my so uitstaande is van hierdie pragtige Halleluja lied, is dat ek 'n vriend in Jesus het. Het jy al gedink dat die skepper van hemel en aarde my en jou sy vriende noem? Hoe is dit moontlik? Ons is sondaars. Ons stel hom so dikwels te leer en dis die grootheid van God se genade in Jesus. Dis waarom Christendom uniek is. Want die God van hemel en aarde noem sondaars sy vriende omdat hy ons gekoop het in Jesus en ons nuut gemaak het. Hierdie pragtige lied sê dat Jesus ook in ons plek staan. Hy is ons voorspraak by die Vader. Hy is ons advokaat as ons dit so wil stel. Die Bybel sê vir ons hierdie hartseer. Hoe verbeer ons tog die vrede? En hierdie Halleluja lied kom weerspieël dit wat die skrif sê. Hoe dikwels verbeer ons as kinders van God die vrede, omdat ons nie ons node, ons smarte in gebed aan Jesus opdra nie. Die tweede vers sê, as versoekings en beproewings of as kwelling ons bedreig, moet ons nie mismoedig word nie. Wat moet ons eerder doen? Laat ons bedes opwaarts styg. Want hierdie vriend van ons is getrou en hy weet en hy verstaan ons swakheid en hy deel ook in al ons leed. Mag een ek hierdie Halleluja lied sing en mag ons hierdie waarheid bepeins en mag ons sien dat dit skrifwaarhede is wat in hierdie lied opgeteken is. Onthou, 'n lied is nooit geïnspireer soos die Bybel nie, maar 'n lied is maar afgelei van die Bybelse waarhede wat ook die hart van die teks vir ons deurgee. Mag ons verbly daarin dat iemand daardie Halleluja lied geskryf het en dat ons hom kan met 'n melodie sing en kan verstaan en die waarhede daaruit kan toepas in ons harte en lewens. Nou vriende, ons is besig met hierdie baie besondere reeks van kruisopname, die pad na ware vrede vir my jou siel. Ons is by die 25ste boodskap vanmôre en ons gaan 'n bietjie kyk na trek lankmoedigheid aan. Jy sal onthou, ons is besig met die reeks van om die dinge te soek daarbo, te bedink daarbo, sekere dinge wat ons moet doodmaak in ons geestelike lewens, wat ons geestelike lewe skade kan aandoen, sekere dinge wat ons moet aflê en ons is tans besig met die gedagte van beklee jouself of trek sekere dinge in jou geestelike lewe aan. Ons het al reeds gekyk na die gedagte van dat die Here praat met sy uitverkorenes, hulle is heiliges en geliefdes en hulle beklee met innerlike ontferming, met goedertierenheid, met nederigheid, met sagmoedigheid en dan nou met lankmoedigheid. Nou wat is die betekenis van lankmoedigheid? In die Engels is dit die gedagte van long suffering, om oor 'n lang tydperk kwaad te verdra. Dink maar aan die Here Jesus se lewe op aarde. Hoe die kerk lei, die fariseërs en sadduseërs hom knaand, aanhoudend, deurgangs uitgejou het, valse dinge van hom versprei het. Hy's 'n vraat, hy's 'n wynsuiper. Ag, hy's van die duiwel besete. En hoe Christus hulle oor daardie hele tyd verdra het. Die Here kon 'n woord gespreek het en engele uit die hemele kon hierdie mense verdelg het. Vuur uit die hemel kon hulle verbrand het. En wat doen die Here? Hy kom leer vir sy disippels en vir my en vir jou ook om lankmoedig te wees, om oor 'n lang tydperk kwaad te verdra. Dit beteken nie dat ons sonde akkommodeer nie, maar kwaad teen ons gedoen te verdra. Lankmoedigheid beteken om nie kwaad of verbitter te raak teen hulle wat soms in dwaasheid optree nie. Dis 'n geesgewerkte dissipline wat oorhaastige optredes beheer. Is dit nie vir u mooi nie? Dis 'n geesgewerkte dissipline wat oorhaastige optredes beheer. U weet en ek weet hoe dikwels ons oorhaastig optree en dan is ons later spyt. Terwyl Jesaja 28:16 sê, hy wat glo sal nie haastig wees nie. Ag, ons word dikwels te nagekom. Ek, jy, ons kom baie keer mense te na. Daarom is lankmoedigheid 'n deugd in die kind van die Here se lewe, waarmee hom elke dag moet beklee, sodat hy 'n gesindheid van die Here Jesus kan openbaar.
'n praktiese voorbeeld in die Bybel is die profeet Jeremia. Nou as jy deur die boek Jeremia al gelees het, sal jy agterkom dat Jeremia ook genoem word die profeet van trane. Jeremia het vir plus minus 40 jaar getrou die waarheid van God se woord aan sy mense verkondig. Die Bybel sê trane was sy spys dag en nag. En as ons die Bybel gaan lees, sien ons, hy is deur die mense, sy volk, sy eie familie en sy bloedverwante vervolg. Hulle het hom in 'n put gegooi en brood en water gegee. En ten spyte van dit alles, vriende, het hy in liefde getrou en lankmoedigheid die evangelie bly verkondig. Ons sien nie verbittering in sy hart nie. Ons sien nie opstandigheid nie. Ons sien nie vergelding nie. Ons sien 'n gesindheid van lankmoedigheid. Jesus is absoluut lankmoedig oor ons as mens. Daarom moet ons lankmoedigheid bewys. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Nou vriende, die gedagte van hy is lankmoedig oor ons. Hy kon al lankal hierdie wêreld tot 'n einde gebring het. Hy kon al lankal 'n oordeel oor ons gebring het, soos hy in die tyd van Noag oor die wêreld gebring het. Hy kon lankal die mens voor die voet weggevee het van hierdie aarde af, maar die Bybel sê die Here is lankmoedig. Die kwaad wat aan hom gedoen word, want onthou, elke sonde op aarde wat gedoen word, is kwaad wat aan die Here gedoen word. Daarom sê Dawid in Psalm 51, wat bekend staan as die boetelied van Dawid, hy sê, Here, teenoor U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë. Toe Dawid die sonde met Batseba gepleeg het, was dit sonde teenoor die Here, want God is heilig en as ons sondig ons teenoor 'n heilige God. Daarom is God lankmoedig teenoor ons, hy verdra ons en daarom moet ons as kinders van die Here ook ons bekleed met lankmoedigheid, sodat ons ook kwaad kan verdra wat aan ons gedoen word. Glo my, in hierdie saak het die Here met die afgelope tyd geweldig beproef. Daar was soveel kwaad aan ons gedoen en daar was soveel hartseer wat oor ons pad gekom het, dat ons werklik moes bid en regtig voor die Here moes buig en sê, Here, bewaar my, dat ek nie 'n optrede sal loods, wat lynreg teen U woord is nie, maar dat ek die lankmoedigheid van Christus in my lewe sal toepas. 1 Timoteus 1:16, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my, as die vernaamste, al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Dis die pragtige woorde van die apostel Paulus, en hy sê dat die Here aan hom lankmoedigheid bewys het. Wie was Paulus? Hy het die gemeente van Christus vervolg. Hy was 'n arrogante, selfvoldane mens. Die Here red hom op die pad na Damaskus, en Paulus se lewe word 'n lewe van lankmoedigheid teenoor sondaars. Soveel so dat hy sê, Here, ek is bereid om te verlore te gaan, net solank my volk Israel gered kan word. Die Here gee lankmoedigheid toe hulle hom vals beskuldig het, dat Paulus gestaan het vir die waarheid en dan ook 'n gesindheid van liefde geopenbaar het. Daarom as Jesus Christus aan ons soveel lankmoedigheid bewys het, vriende, hoeveel te meer moet ons nie as begenadigdes dieselfde lankmoedigheid aan ander bewys nie. My gebed is dat die Here vir ons werklik sal seën in hierdie saak, dat ons sal sien dat Jesus, die vriend wat ons het, die verlosser, die voorspraak by die Vader, vir ons 'n toonbeeld van lankmoedigheid is. Dat hy ten tye van sy aardse bediening baie kwaad teen hom verdra het en nog steeds bereid was om vir ons te sterf aan die kruis, sodat ons gered kan word. Die grootste fout wat ons kan maak, is om kwaad met kwaad te vergeld. Die grootste fout wat ons kan maak, is om oorhaastig op te tree. Die grootste fout wat ons kan maak, vriende, is om 'n gesindheid te openbaar, waar die Here Jesus afwesig is. Want u sien, later moet ons teruggaan en gaan regmaak. En dit bring baie keer meer skaamte en skande. En baie keer bring dit soveel dinge na vore, wat ons baie oorspyt is. Daarom, die gesindheid van lankmoedigheid is eenvoudig, soos ons gesê het, om oor 'n lang tydperk kwaad te verdra, om nie kwaad of verbitter te raak teen hulle wat my somtyds in dwaasheid optree nie, maar dat ek sal besef, soos die Here oor my en teenoor my lankmoedig was, dat ek ook dieselfde lankmoedigheid teenoor ander sal bewys. Mag die Here vir ons genade gee. Onthou net, bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Hemelvader, gee vir ons asseblief wysheid om in hierdie saak U te verheerlik. Ek besef, Here, dat ek wat die woord bedien en hulle wat luister, ons almal stoei maar met ons vlees.
Ons stoei maar met ons gesindhede in ons harte en daarom pleit en vra ons, Here, dat ons sal besef ons is niet gemaak en dat ons die ou dinge sal aflê en ons sal beklee met hierdie kosbare deegtes en dit alles is moontlik deur die kragvolle werking van u Heilige Gees. Ek bid vir hulle wat luister, gee vir ons genade, Here, dat ons na u sal vlug wanneer ons val, vergifnis sal ontvang, sal gaan regmaak en dan versigtig sal lewe om u te verheerlik. Here, ons loof en ons prys u naam. Amen. Vriende, mooi dag vir u verder, baie seën en groete. Tada!